Willie, interessante storie wat jy nou het op die stadium, eerstens baie geluk, jy is nou amptelik die EFC flyweight kampioen Suid-Afrika, vliegewig. Sê net eers vir my vandag, hoekom MMA, hoekom julle manne word partykeer hard geslaan, wat is lekker aan so 'n sport, hoekom doen jy daai sport? Eintlik, dit is, soos ek in die storie sê, ek het, toe ek klein was, was baie mense se rede hoekom hulle die sport begin het, is hulle word geboelie of daai tipe klas van goedjies, en ek was glad nie in daai, val glad nie onder daai klas, ek was nie geboelie op skool of enigiets, ek was maar net, ek het altyd daai passie gehad vir boksgevegte, dat ek dit gekyk het, en toe ek eendag van skool afkom, my ma gevra, ek wil fight. En ja, toe eindig ons by kickboxing op, en ja, dis van my passie vir die sport begin het, en dit het nou maar so aangehou, en op die ou einde toe begin MMA nou 'n baie groot sport te raak, en toe was ek nuuskierig hoe dit was, het dit begin doen, en toe ek dit begin doen het, toe het ek agtergekom, ek doen regtig baie goed, en dit is my lekker, is interessant, so ja, dit is dus 'n baie groot passie van my. Okay, en nou, jy is nou intussen gevorder met MMA spesifiek, na jou kickboxing loopbaan, dat jy is nou amptelik die EFC kampioen, in die 7 Augustus veg jy nou teen 'n ou van buiteland af. Wat weet jy van jou opponent op hierdie stadium? So, ek weet, hy kom van Moldova af, en hy is op die oomblik, dink ek, het hy 3 gevegte gewen, en nog net 1 verloor, maar ja, volgens die ouens van EFC is dit 'n baie sterk ou, baie krag agter sy houe, hy is 'n gevaarlike ou. Maar ja, so ek weet, hy fight ook uit 'n kickboxing agtergrond, so vir my is dit lekker, want ek self het ook 'n kickboxing agtergrond, so dit is, ons style gaan goed getoets word teen mekaar, so ja, maar mens weet nooit, dalk ruk hy 'n hele stoei kontrapsie daarso uit om my te probeer stoei daai aand, maar gelukkig ken ek ook daarom 1 of 2 stoei manoeuvres om hom te vang. Okay, dan laastens, uit die aard van die saak het jy groot drome, laat jou self nie so hard slaan as jy nie wil hoëntoe gaan en beste in die wêreld word nie. Hoe lyk jou planne van jou vorentoe? So ja, nadat ek my belt verdedig het, wil ek baie graag, die groot droom is om by UFC in te kom, daarso waar Dricus du Plessis nou op die oomblik is, so ja, ek probeer baie hard nou om internasionaal te kan beklei, by oorseese organisasies, en ja, ook om borge te kry, want ja, as ek die sport voltyds wil doen, gaan mens baie borge nodig hê, so ja, dit is vir my die groot droom is om eendag internasionaal te kan beklei. Okay, baie dankie vir jou tyd, en dan hoop ons jy word Pretoria se volgende groot superster in die MMA, met ons jou nog op die wêreldverhoog gaan sien. Baie voorspoed vir jou loopbaan. Baie dankie.